Welkom in my Afrikaanse klas. Ons is steeds besig met die deel van luister en praat. En die volgende les gaan oor om 'n verslag aan te bied. Nou onmiddellik kan jy nou in jou kop dink, okay, goed, dit kan wees 'n boeke resensie of 'n filmresensie. Daai goeders het almal hulle eie formate. Maar ons gaan nou vandag praat oor 'n bietjie meer formele verslag wat jy moet lewer. Met ander woorde, jy gaan praat oor 'n onderwerp waaroor jy navorsing gedoen het en die inhoud daarvan gaan baie spesifiek wees. Dit gaan afhang van watter onderwerp jy nagevors het. So, kom ons val dadelik weg. Daar's verskillende verslae wat 'n mens kan aanbied. Die een kan baie formeel wees. Met ander woorde, dit is 'n wetenskaplike stuk navorsing wat jy gedoen het, of jy het 'n baie spesifieke onderwerp in ekologie of finansies of wat ook al. Dit is 'n baie formele tipe verslag. En dan is daar ook iets wat ons noem 'n informele verslag. Dit is nou byvoorbeeld wanneer jy verslag lewer oor iets wat gebeur het, of iets waarvan jy deel was. Kom ons sê byvoorbeeld, julle koor by die skool het op 'n toer gegaan, en jy moet verslag lewer aan die skool, terugvoer gee oor die koortoer. Daar was 'n sportdag by die skool en jy moet verslag lewer daaroor. Wat hierdie twee goed in gemeen het, is die feit dat dit presies moet wees. It must be factual and exact. You can't stand in front of the school and say, there were 48 kids on the choir tour, and in reality, there were only 38. So you have to be exact. En dan moet dit van waarde wees. It must be worth listening to. It must give interesting facts and opinions and conclusions and recommendations and things like that. So this is on the one side, what it should look like. You can decide, or according to your topic, is it going to be formal, informal, but both of them has to be precise and of worth. Goed, so kom ons kyk na 'n raamwerk. Hoe gaan ons hierdie ding bewerk? Wat moet alles in hierdie verslag staan? So die eerste ding is jou titel. Jy moet baie mooi verstaan, jy gaan jou titel baie goed moet ontleed, om te verstaan presies waaroor moet ek verslag lewer. Dan is daar altyd 'n datum by betrokke, want as ons wil teruggaan in die geskiedenis, sê nou maar dis 10 jaar later, en jy is by jou skoolreunie, en hulle wil gaan kyk na wat het ons gedoen in die koortoer 10 jaar gelede, dan moet daardie verslag vir hulle die datum kan aandui en die inhoud kan beskikbaar stel. Wie het dit aangevra? So who wants this report? Is it the headmaster? Is it the CEO of my work? What is the purpose? Wat is die doel daarvan? En dan gaan jy sekere stappe volg, ons sal nou daarby kom. Wat belangrik is dat jy hierdie twee punte aan die einde, is verskriklik belangrik. What did you find? What is your findings? What are your conclusions?
And the last one is always recommendations. Ooh, sorry guys. Okay, so for instance, let's go back to the choir tour as an example. Jou gevolgtrekking kan wees, die koor het wonderlike blootstelling gehad aan gehore wat hulle musiek baie waardeer het. That's your conclusion. En jou aanbeveling is, your recommendation then is, ek beveel aan dat hierdie koortoer 2 jaarliks of elke jaar moet plaasvind, om vir die koor geleentheid te gee om in ander dele van die land ook hulle koorsang tentoon te stel. I hope you get the drift of that. It's not going to happen overnight. Gee jouself genoeg tyd. Dis nie iets wat jy agter in jou klas, terwyl die ander ouens besig is met hulle verslae, gou kan sit en 'n paar nonsenssinne neerskryf nie. Dit gaan nie werk nie. So die goue reël is, begin vroegtydig. Start timeously. Goed, ons het al reeds bietjie begin praat oor stap 1. Jy moet presies verstaan waaroor jy moet verslag lewer. Lees die opdrag, kyk na die riglyne, maak seker dat jy verstaan watter formaat jy dit moet aanbied. Is dit soos 'n toespraak? Is dit meer dat jy op punte gaan werk, sê punt 1, punt 2, is daar 'n formaat wat jy moet volg? Goed, as jy in die posisie is om jou eie onderwerp te kies, sê nou maar julle moet 'n navorsingsding doen vir LO, Life Orientation. Make very sure that the topic that you choose is something that you really are interested in. Iets waarin jy regtig belangstel. Want as jy belangstel in wat jy moet navors, gaan jy dit geniet. En ons moet tog probeer om die goed wat ons doen te geniet. So as jy iets kies waarvan jy hou, sê nou maar jy stel belang in die buitenste ruimte, dan gaan jy dit geniet om daaroor navorsing te doen. Dis wonderlik as jy dit kan doen. Maar as jy 'n onderwerp gegee word, wat nou nie regtig die ding is wat jy nou graag sou wou navorsing doen oor nie, maar jy kan niks daaraan verander nie, dan moet jy jou kreatiwiteit moet jou dan deurdra. Dis ook baie belangrik, as jy, byvoorbeeld, kom ons vat weer die voorbeeld van die buitenste ruimte, as hulle vir jou vra om navorsing te doen oor die buitenste ruimte, oh my goodness, dit kan vir jou besig hou vir die res van jou lewe. Maar as hulle vir jou vra om spesifiek navorsing te doen oor die planeet Saturnus, dan is dit meer gefokus. So as dit 'n baie wye onderwerp is, probeer daai punt vind, daai spesifieke puntjie waar jy kan op fokus. Alright. So dis maar net 'n paar wenke as jy moet kyk daarna. Hierdie is vir my verskriklik belangrik, want dit het ek self al oorgekom. En dit is regtig nie plesierig nie. Hierdie. Kry altyd eers toestemming. Check with the person that has given you this topic. Check if you are on the right track. Because sometimes it happens you get so carried away. You do a lot of work and then they say that's not actually what we wanted. So don't get yourself
trapped there. Choose specific and then check if you are on the right track. Goed, 'n baie belangrike deel van jou verslag skryf is om met betroubare bronne te werk. Don't just check Wikipedia. If you can get some original works, oorspronklike werke wat geskryf is oor die onderwerp, ander verslae, as daar onderhoude is van mense met wie jy, wat jy na kan luister of kan lees, as daar spesifieke boeke is oor die onderwerp, enige databasis. Ek weet die internet is beskikbaar en daar's wonderlike inligting op, maar 'n mens moet tog altyd seker maak dat die inligting wat daar gegee word korrek is. So maak seker dat jy werk met betroubare bronne. Dit is baie interessant, ek het onlangs 'n boek gelees deur 'n vrou wat letterlik die boek bymekaar gesit het nadat sy hofverslae deurgewerk het. Dit het gegaan oor gender-based violence. And she wrote this book according and with the help of all these reports from court that she worked through. So it's really so important to work with that source that you can trust. Goed, soos wat jy aangaan, maak notas. Party mense doen dit op hulle rekenaars, ander hou daarvan om te skryf. Doen wat vir jou werk. Onthou net, jy het evidence nodig. En nou kan ek vir 'n oomblik nie onthou wat evidence en jy het bewyse nodig van jou werk met die inhoud. En dit is jou bewyse. Alright, so skryf neer, maak notas, wees aktief betrokke. Ek gaan nou vir julle sê wat dit in Engels is. Engage, nee, dit was nou 'n foutjie. Engage. Dis al wat ek kan sê. Raak betrokke. Wees betrokke by die werk wat jy doen. Goed, as jy nou terugkyk gou na, waar het ons dit gedoen? Hierso. As jy terugkyk hierna, sal jy sien nommer 5. Ons gaan nou werk met nommer 5. Ons het klaar gepraat oor bronne. Hier is jou raamwerk. Met ander woorde, jy gaan 'n inleiding hê, klink baie bekend soos as jy nou 'n ordentlike toespraak wil maak, jy lei jou onderwerp in, jy stel jou saak, en dan het jy die liggaam of the body, where you look at various examples, you comment on things, and then you've got your ending, where, remember, jy maak jou bevindinge, en jy maak aanbevelings. So dis wat jy dan op daai punt gaan doen. So kom ons kyk gou-gou. Die stappe saamgevat. Nommer 1, jy doen jou navorsing. En hier het ons baie spesifieke bronne wat goed is om na te kyk. Beplan, ons het baie daaroor gepraat, dit gaan oor die formaat waarin jy dit moet aanbied. Nommer 3, jy organiseer jou idees en inligting, en hier is dit baie belangrik ouens om te verstaan dat jy dit nie net een keer gaan doen nie. Jy gaan omskryf, jy gaan lees, jy gaan miskien vir iemand anders vra om te lees, aanbevelings, jy gaan weer skryf, weer lees, en dit is 'n proses wat tyd neem. Dan berei jy jou verslag voor, om te kan lewer, en dit is maar soos 'n mondeling. So jy oefen,
Jy staan voor die spieël, jy lewer dit, jy kyk na jou gesig, jou lyftaal, jou oogkontak, al daai goed wat ons al bespreek het as ons praat oor mondelinge, en dan bied jy dit aan, met soveel selfvertroue, want jy weet, jy het jou beste gedoen. Jy het goed voorberei, jy het hard gewerk, en jy het die beste produk wat jy kan gelewer. So ek hoop, dit help julle om so 'n bietjie meer te verstaan van hoe bied ons 'n verslag aan, wat gaan in om 'n verslag aan te bied, en ek hoop julle gaan dit kan toepas. Tot 'n volgende keer.